Dit is so lekker om weer by mekaar te wees en tyd saam te spandeer in die teenwoordigheid van die Here en mekaar. Dit is altyd so lekker om hierdie 2-3 ure by die kerk te spandeer en te kuier en om die woord van die Here te sit en dan reg te wees vir die week wat voorlê. Kom ons sit net so en ons maak ons harte stil voordat ons na die woord van die Here luister vanmôre. Here, U het ons gebring tot hier. Elkeen van ons kan vanmôre sê, Ebenezer, tot hier het die Here vir ons gelei en ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie dat ons U hand op ons lewens het, Here, en U rig ons voete, U rig ons harte, U gee vir ons genade, U gee vir ons krag, en ons wil U vanmôre kom aanbid. Daar is geen beter lewe as die volheidslewe nie, die totale oorgegewe lewe. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons vanmôre na U woord kan kyk. Ons bid dat U dit in ons harte sal bære. Leer ons weer vanmôre meer van wie U is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Verlede Sondag het ons stil gestaan in Jesaja 60 en ons het gesien hoe dat God Israel as 'n volk gaan herstel tydens die regering, die 1000 jaar regering van die Messias, want ons het verlede week vir mekaar gesê, God is 'n God wat herstel. Satan breek af, God herstel. En ons het verlede week die vraag gevra, aan wie se kant is jy? Die een wat opbou of die een wat afbreek? Vandag beweeg ons voort na Jesaja 61, wat die laaste hoofstuk is in hierdie 3 hoofstuk gedeelte waarmee ons tans besig is. 3 hoofstukke waaraan David Guzik, die kommentaarskrywer, die tema, die oorhoofse tema gee, The Glorious Light of the Messiah's Kingdom, die wonderbare lig van die koninkryk van die Messias. En ons is nou in hoofstuk 61, die opskrif van hierdie hoofstuk in ons Bybels, die genadejaar van die Here. In die King James, the year of the Lord's favor. Guzik gee aan hierdie hoofstuk die tema, out of the mouth of the Messiah, omdat ons sal sien dat 'n groot deel van hierdie hoofstuk kom direk uit die mond van ons Heiland dan in die Ou Testament. Die tema van vandag se boodskap, die onverdiende genade van God. Nou vriende, in hierdie hoofstuk beskryf Jesaja weer vir ons op 'n ander manier as wat hy in vorige hoofstukke beskryf het, die werk en die bediening van die Here Jesus as die Messias, en vanuit die mond van ons Heiland homself, uit die komende Messias se mond, beide in sy wandel op aarde, die 3 jaar wat hy bedien het, ook in die harte van die mense wat in sy kerk sou wees, ek en jy, sowel as in die 1000 jaar regering van die Messias wat op pad is. Julle kan Jesaja 61 oopmaak en ons gaan so versgedeeltes vir versgedeeltes deur hom werk. Ons gaan na vers 1 se eerste sin eerstens kyk. In die eerste sin van vers 1 sien ons duidelik waar die krag van die Here Jesus se bediening vandaan sou kom. Jesaja 61 vers 1, die Gees van die Here is op my. Ons Messias is aan die woord, profeties in die Ou Testament. Die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het. Ons Here Jesus herhaal self hierdie woorde in Lukas 4, vanaf vers 16, 17 tot 18, sien ons die konteks. Hy is op aarde, dis honderde jare nadat hierdie woorde geskryf is. Hy kom in Nasaret, die dorpie waar hy opgegroei het, en hy gaan in die sinagoge in, en hulle gee aan hom geleentheid om te lees. Kom ons lees dit saam. Toe kom hy in Nasaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Ons weet dus dat Jesaja hier in Jesaja 61 namens ons Heiland praat. En sy werk en sy bediening sou plaasvind onder en deur die krag van die Heilige Gees. Die Gees van God wat ons heel eers te sien in Genesis 1.
Genesis 1 vers 1 en 2 lees as volg. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. In die Hebreëus die ruach van God, die asem van God, die Gees van God het gesweef oor die waters. En reg deur die Ou Testament sien ons hier die ruach van God aan die werk. Hy word vaardig oor mense in die Ou Testament. Hy inspireer en bemagtig mense. Hy gee wysheid en insig en oorwinning. Farao sê in Genesis 41 van Josef aan sy dienaars, vers 38, kan ons wel iemand anders vind soos hierdie man, in wie die Gees van God is, die ruach van God is? God vervul later in die geskiedenis ambagsmanne met sy Gees om die werk aan die tabernakel te doen. Ons sien dit in Exodus 31 en 35. 31 vers 3 sê, en ek het hom vervul met die Gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. 35:31, en ek het hom met die Gees van God vervul met wysheid, verstand, kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. Numeri 11 vers 17, dan sal ek neerdal en daar met jou spreek, en van die Gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê. Weereens hoofletter Gees, ek sal van die ruach wat op jou is, sal ek op hulle lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra. Numeri 11, 25 en 26, daarop het die Here neergedaal in die wolk en met hom gespreek, en hy het van die Gees, ruach wat op hom was, afgesonder en op die 70 oudstes gelê. En terwyl die Gees op hulle rus, het hulle geprofeteer, maar daarna nie meer nie. Maar 2 manne het in die laar agtergebly, die naam van die een was Eldad en die naam van die ander Medad, en die Gees, die ruach, het op hulle gerus, en hulle het behoort by die wat opgeskrywe was. Numeri 27:18, toe sê die Here aan Moses, neem vir jou Joshua, die seun van Nun, 'n man in wie die Gees, die ruach is, en lê hom die hand op, Deuteronomium 34:9, en Joshua die seun van Nun was vol van die Gees van wysheid, want Moses het hom die hande opgelê. Otniel, Rigters 3, die Gees van die Here het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer, en die Here het die koning van Aram in sy hand gegee. Rigters 6, vers 34, die Gees, die ruach van die Here het Gideon vervul, en hy het op die ramshoring geblaas. Rigters 11:29, toe het die Gees van die Here op Jefta gekom, Simson, Rigters 13:25, en die Gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan tussen Soria en Estaol. Reg deur die Ou Testament sien ons die Gees van God kragtig besig om te werk in die lewens van mense. Daar's meer as 200 sulke skrifgedeeltes, ons kan onmoontlik nie vanmôre na almal van hulle kyk nie. En wanneer ons die Nuwe Testament begin, reg aan die begin, en ons Here Jesus verskyn in die openbaar om sy bediening te begin, en hy's daar by die Jordaanrivier en Johannes doop hom, dan sien ons presies wat gebeur. Die Gees van God kom uit die hemel soos 'n duif en daal op hom neer. Vriende, daar is soveel van God se werk in die Ou Testament onder en deur die krag van die Heilige Gees plaasgevind het. As ons eie heiland die Gees van God nodig gehad het om sy 3 jaar bediening te voltooi en aan die kruis te kan sterf vir ons sonde, hoeveel te meer ek en jy? Hoeveel te meer het ons vandag die Gees van die Here nodig? Ons wat in ons swakheid en in ons broosheid die groot opdrag moet uitvoer, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Wat 'n ongelooflike opdrag. Hoeveel te meer moet ek en jy gereeld uitroep, Here, vul my met meer van u Gees. Here, vul my met meer van u Gees. Vanaf die tweede deel van vers 1 tot en met vers 3 verduidelik die Here Jesus aan ons wat sy bediening op aarde sal wees deur Jesaja. Hy sê, ek kom om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges, die nederiges.
Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here en die dag van die wraak van ons God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees, sodat hulle genoem kan word terebinte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En vriende, onthou dat ons besig is in Jesaja, wat geskryf is 100 jaar voor die groot ballingskap. En hy praat met God se mense ook oor die ballingskap. So ons weet dat hierdie woorde was ook om hulle te bemoedig vir die komende ballingskap, maar dit was ook gemik op die wonderbare bediening van ons heiland wat sou kom honderde jare later. Ook hierdie woorde lees ons heiland voor daardie dag in die sinagoge. Hy lees dit om aan te dui dat hy hier is om daardie beloftes in vervulling te laat gaan. Kom ons lees vers 18. Om die evangelie, Lukas 4 vers 18 tot 21, om die evangelie aan die armes te bring, die ootmoedig is. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan die gevangenes vrylating te verkondig, en aan die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, en om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy en sê vir hulle, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Guzik skryf die volgende, hy sê die Messias kondig hier aan dat hy gekom het om die skade wat sonde gemaak het te genees. Sonde het verskriklike skade aangerig en daarom moet daar 'n groot verlossingswerk wees. Omdat sonde mense verander, sal hy verarm, sal hy goeie nuus aan die armes verkondig. Omdat sonde mense se harte breek, sal hy die gebrokenes van hart weer genees. Omdat sonde van mense gevangenes maak, sal hy vrylating aan die gevangenes verkondig en opening van die gevangenes aan die wat gebonde is. Omdat sonde die mens onderdruk, sal hy die aangename jaar van die Here aankondig. Omdat sonde droefheid bring, sal hy almal wat treur troos. In die tweede gedeelte van hierdie hoofstuk, en ons hardloop weer baie vinnig deur hierdie hoofstuk en dan sal ek die toepassing maak. In die tweede gedeelte van hierdie hoofstuk sien Jesaja wat God se mense sal doen. Vers 4, hulle sal weer herbou. Jesaja 61:4. En hulle, my volk, sal die ou puinhope bou, die verwoeste plekke uit vroeër dae weer oprig, en die verwoeste stede weer nuut maak, wat woes was van geslag tot geslag. Weer is Guzik aan die woord en hy skryf, God hou daarvan om ruïnes te herstel. Hy wil sy mense gebruik om dinge wat afgebreek en verwoes is, te herstel en te herbou. Dit is waarom ek verlede week gevra het, is jy aan die opbouer, die hersteller se kant? Want as jy is, sal jy alles om jou opbou. Jy sal die mense om jou opbou. Jy sal die verhoudings om jou opbou en herstel. Want dis wat God se mense doen. Maar as jy aan die kant van die afbreker staan, sal jy alles in tyd rondom jou verwoes. In vers 5 tot 6 sê Jesaja vir die volk van God profeties, dat hulle eendag eenkant gesit sal word net vir God se diens. Vers 5 en 6, die vreemdeling sal staan en julle kleinvee oppas, en uitlanders sal julle landbouers en wynboere wees, maar julle sal priesters van die Here genoem word, en aan julle sal gesê word, dienaars van ons God, julle sal die rykdom van die nasies eet en op hulle heerlikheid julle beroem. Ons het verlede week gesien, hierdie is beloftes wat op pad is vir die volk Israel in die 1000 jaar van vrede. Hulle sal priesters wees van God. Die 1000-jarige tempel sal hulle plek van diens wees. En God het 'n wonderlike toekoms vir hulle in gedagte. Vers 7, beskryf Jesaja die volk se vreugde oor al hierdie seëninge wat na hulle toe sal aankom. Luister na hierdie mooi woorde. In plaas van julle skande ontvang julle dubbele deel. In plaas van julle smaad sal julle jubel oor julle deel. Daarom kan hulle in hulle land 'n dubbele deel in besit neem en ewige vreugde
geniet. In die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk bevestig God sy ewige verbond met sy volk. Vers 8, want ek die Here die reg lief, ek haat die roof met onreg, en ek sal hulle, sy volk, getrou hulle loon gee, en 'n ewige verbond met hulle sluit. In vers 9 sê God dat die verbond wat hy met hulle gesluit het vir hulle baie seën sal voorbring en hulle nageslag sal bekend word onder die nasies en hulle nakomelinge onder die volke. Almal wat hulle sien sal hulle daarvoor aansien dat hulle 'n geslag is wat die Here geseën het. In vers 10 tot 11 beskryf hy die verbond wat hy met hulle sal gee en dat dit vir hulle die heiland en geregtigheid sal voortbring. En ek sal nou verduidelik. Kom ons lees net eers vers 10 en 11. Luister na hierdie woorde. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil. Hierdie woord heil in die Hebreëus is Yeshua, Yeshua. Dis verlossing, dis ons verlosser. En my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversier sal ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele, want soos wat die aarde sy plante voortbring, en soos 'n tuin sy gewasse laat uitspruit, so sal die Here geregtigheid en lof laat uitspruit voor die oog van al die nasies. Gosiek skryf, hy sê, die geseënde se vreugde is nie in die seën self nie, maar in die Here. Hy sê dis dieselfde gedagte wat in Filippense 4 vers 4 uitgedruk word. Verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Kan ek jou vra vanmôre, waarin is jou vreugde vanmôre? Is jy bly as die Here jou seën en heil jy as dit swaar gaan? Of is jou vreugde in hom, is hy vir jou die seën? Is jou seën in jou heiland? Is hy jou heil? Jou Yeshua, Yeshua? Of is jou vreugde wanneer daar geld in die bankrekening is, en as daar niks in die bankrekening is nie, as jou mond dik, en jy is kwaad, en jy het nie moed nie? Of is jou vreugde in 'n persoon, jou heiland? God sê vir Israel, in die 1000 jaar van vrede, sal hulle vreugde nie net wees in die seën van alles wat die nasies vir hulle sal bring nie, maar omdat hy self, Yeshua, Yeshua, in hulle midde sal wees. Ek wil vanmôre weer sê, as jy die Here Jesus in jou lewe het, is jy skatryk, beyond comprehension. Skatryk. Jy kan alles verloor in een nag, maar as die heiland steeds jou Yeshua, Yeshua, die heiland in jou hart is en op die troon van jou lewe, is jy skatryk. Hoekom? Want jy is 'n mede-erfgenaam van Christus en God het alles aan hom oorgegee. Alles. Die volk van God is nog nie hier waar hulle dit besef nie, maar hulle gaan nog op daardie punt kom waar hulle gaan besef, o Here, U is die seën, o U is die seën wat ons al hierdie jare gemis het, en hulle gaan so bly wees dat hy in hulle midde is. Ek is bly in die Here, en my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van Yeshua, Yeshua. Vriende, wat 'n wonderlike hoofstuk van hoop vir Israel. Wat 'n wonderlike woord het God in die Ou Testament vir hierdie mense gegee. 'n Mens kan net 2 woorde oor hoofstuk 61 skryf. Onverdiende genade. Dis al wat jy kan skryf oor hierdie hoofstuk. Unmerited grace. Onverdiende genade. Die volk van God verdien nie hierdie hoofstuk nie. Hulle verdien dit nie. Hulle het dit nog nooit verdien nie. Hulle sal dit nooit kan verdien nie. In die Ou Testament was hulle
konstant en by herhaling afvallig van God. Hulle het hom verruil vir gode wat alles van hulle geëis het en niks voordeel gebring het nie. Hulle het die heerlikheid van sy teenwoordigheid verruil vir klip en hout, gode wat piep en mompel. Hulle het hom getart en hulle het hom bedroef. En toe die Here Jesus sy voete op die aarde neersit en hy wandel as die lewende Messias, die Seun van God, die geskenk uit die hemel in hulle midde, het hulle hom verwerp. Hulle het die krimineel Barabbas bo hom verkies en hulle het hom laat kruisig daai Vrydagmiddag in daai bloedige son op Golgotha net buite Jerusalem. Hulle het dit gedoen. Kruisig hom, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom, het hulle gesê. En tot vandag toe erken die oorgrote meerderheid van hulle nie dat hy hulle lang verwagte Messias is nie. En soos die moslems wat wag vir 'n Messias, wag hulle steeds vir hulle Messias. En hulle besef nie dat dit hy is nie. Van hulle het dit raak gesien in Jesus se tyd, soos die Fariseë, die skrifgeleerde Nikodemus. Hy het destyds besef, dit is die heiland, dit is die Messias, maar as 'n volk, as 'n nasie, as 'n kollektief, het hulle hom gemis. Het hom totaal gemis. Hulle verdien niks van hierdie mooi beloftes nie. Niks daarvan nie. So oor hierdie hoofstuk kan ons net skryf, onverdiende genade. Laat my toe om jou terug te neem na Lukas 4. Ons is nou weer in die sinagoge in Nasaret, 2000 jaar gelede. Die Here Jesus lees uit hierdie boekrol tot op 'n punt en dan maak hy die boekrol toe. En vers 22 sê, die mense was verwonderd. Kom ons lees dit. En almal, Lukas 4:22, almal het vir hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom en hulle sê, is hy nie die seun van Josef nie, die skrynwerker? Maar dan antwoord ons heiland hulle die volgende, hy sê, julle sal my ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg, geneesheer, genees u self. As hy dan die seun van God is, laat hy homself van die kruis af verlos. Onthou julle? En hy sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie. En dan sê hy die volgende vreemde woorde. Wel, vir ons is dit vreemd, want ons verstaan nie mooi wat sê die Here Jesus hier nie, maar hulle, die skrifgeleerdes in Nasaret, in die sinagoge, het presies verstaan wat hy bedoel. Kom ons lees dit, vers 25 en 26. Maar ek sê vir julle met waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia, toe die hemel toegesluit was, 3 jaar en 6 maande lank, en toe daar 'n groot hongersnood gekom het in die hele land, en na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon, na 'n weduwee. En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe Naaman die Syriër. Op hierdie woorde van hom is hulle reaksie onmiddellik en oorweldigend. Vers 28 sê, hulle is almal in die sinagoge met woede vervul toe hulle dit hoor, en hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf, en hom gebring tot op die rand van die berg waarop die stad gebou was, om hom van die kraans af te gooi, en hy het tussen hulle deurgeloop en weggegaan. Hoekom? Want sy tyd was nog nie daar nie. Wat het hulle so kwaad gemaak? Het hulle hom uit die sinagoge uitdryf, kort nadat hulle verwonderd na hom gesit en luister het? Wat het hulle so kwaad gemaak? Het hulle hom uit die stad uitdryf? Wat het hulle so kwaad gemaak? Het hulle hom oor die kraans wil gooi? En ek sê nou vir u, as dit nie hy was wat kruis toe moes gaan nog later nie, as daar nie 'n bestemde tyd was waarop hy aan die kruis moes sterf nie, en hy was 'n gewone profeet, dan het hulle hom daai dag van die kraans af gegooi. So kwaad was hulle. Hoekom? Die Here Jesus gebruik hierdie 2 voorbeelde uit die Ou Testament om die aard van sy bediening in Jesaja 61 se konteks te verduidelik. Ek het gekom om aan die oudmoediges die evangelie te bring en blindes se oë te open en om gevangenes vrylating aan te kondig. Hy gee hierdie 2 voorbeelde. Hy gebruik die onderhouding van die weduwee van Sarfat en die genesing van die melaatse Syriër Naaman. Wat het hierdie 2 uiteenlopende mense in gemeen gehad? 'n Arm weduwee en 'n koninklike beampte uit Aram. Wat het hierdie 2 mense in gemeen gehad? Net een ding. Beide van hulle was nie Jode. Hulle was vreemdelinge, hulle was heidene.
Hulle was nie deel van die nageslag van Abraham nie. Hulle was nie deel van die verbond wat God met Abraham gesluit het vir sy volk nie. Hulle het nie deel gehad aan die tempel rituele en die offerdiens en die feeste nie. Met ander woorde, hierdie twee mense het geen meriete van hulle eie gehad om op te staan. Niks. Net God se genade wat na hulle toe uitgereik het. Onverdiende genade. Die weduwee bly leef en Naaman word gesond. Maar daar is meer. Naaman is so diep getref nadat hy genees word, dat hy ry terug na die huis toe van Elisa en hy wil ons vir hom die geskenk gee. Julle sal dit onthou, en Elisa het ons gesê, nee, ek wil nie 'n geskenk hê nie. En dan verklaar Naaman en hy sê, van hierdie oomblik af, erken en bely ek dat daar net een God is, een ware God is, en dis die God van Israel. Natuurlik die God van Abraham, Isak en Jakob. En hy vra vir Elisa, kan ek 'n vrag grond van hier af saamvat, sodat ek dit daar by my huis kan oopstrooi, en dat as ek buig om God te aanbid, ek dit op hierdie grond kan doen. Elisa sê, laai vir jou. Soos ons sal sê, kry vir jou soveel as jy wil hê. En dan in vers 18 sê Naaman, maar wag, ek voorsien 'n probleem. Kom ons lees vers 18 saam. Mag die Here in hierdie saak u dienaar vergewe, as my Heer in die huis van Rimon ingaan, om hom daar neer te buig, terwyl hy, natuurlik die koning vir wie hy werk, op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimon neerbuig. As ek my neerbuig in die huis van Rimon, mag die Here dan tog in hierdie saak u dienaar vergewe. Wat antwoord Elisa in vers 19? Gaan in vrede. Maak nie saak nie, God sien jou hart. As jy die God van Abraham, Isak en Jakob glo as 'n vreemdeling, en jy gaan terug na jou land toe, en jy gaan in daai afgodstempel in saam met jou koning, omdat jy besig is om jou werk te doen, maar ek weet jou hart buig nie saam met daai koning nie. Gaan in vrede. En die eerste vraag wat jy vir jouself vra is, maar Here, wat van die 3 vriende van Daniël? Hulle moes 4 oontoe. Hulle was nie toegelaat om te buig voor daai goue beeld van Nebukadnesar nie. Hulle moes 4 oontoe. Hoekom? Want hulle was Jode. Deel van die verbond met Abraham en onder die wet van Moses. Naaman was net 'n heiden wat in God begin glo het. Toe God sy onverdiende genade na hom toe uitgesteek het, deur 'n klein dogtertjie wat vir sy vrou gesê het, sy was gevange geneem, julle onthou dit mos, nê? En sy werk as 'n klein jong slavin in die huis van Naaman, en sy sê, toe sy agterkom die meester is siek, en sy sê vir haar meesteres, as my Heer maar net in Israel was, en hy was naby Elisa, sou hy genees gewees het. God steek sy onverdiende genade uit na hierdie man. En hy ontvang onverdiende genade. En hier, vriende, in die Ou Testament sien ons die eerste flikkering van wat sou kom, waarvan ons vandag deel is. God se bedeling van onverdiende genade, redding nie op grond van meriete en prestasie nie, maar op grond van genade. En ons Heiland gebruik hierdie 2 heidense mense as 'n voorbeeld in 'n sinagoge van die Jode, om aan te dui dat sy bediening uiteindelik sou beteken dat almal gered sal word op grond van onverdiende genade. En nie op grond van die wet nie, nie op grond van die offers nie, nie op grond van die rituele nie. Op grond van onverdiende genade. En die skrifgeleerdes snap onmiddellik wat hy sê, en hulle is woedend. Want hulle hele stelsel was gebou op prestasie en teenprestasie. Onderhouding van gebooie en feeste, en hulle was trots daarop en hulle was hoogmoedig daaroor. Hoe durf hierdie man sê, hierdie seun van die skrynwerker Josef, hoe durf hy sê dat God se onverdiende genade vir sondaars en heidene uit ander nasies vryheid en genesing sal bring? Hoe durf hy dit sê? Ons, wat die uitverkorenes van God is die enigstes wat toegang tot hierdie het, as ons presteer.
As hulle maar net weer Jesaja 61 gaan lees het en gesien het wat God alles aan hulle beloof het vir die toekoms, dan sou hulle miskien begin verstaan het dat ook hulle op die lang termyn die ontvangers van God se onverdiende genade sou wees. Maar hulle het nie. Ook ek en jy vorm deel van die Nuwe Testamentiese kerk en verdien niks van God se genade nie, niks. Die feit dat jy vanmôre in hierdie gebou sit en na die woord van die Here luister, is onverdiende genade. Unmerited grace. Gaan lees gerus, ek gaan om tyd te spaar dit nie lees nie, maar ek wil jou uitnooi, gaan lees gerus Romeine 3, waar Paulus aan die begin vir die Jode sê, julle het geen voordeel nie. Geen voordeel bo die heidene nie. En dan beskryf hy mooi hoe ons gered word deur onverdiende genade, nie deur die werke nie, want God het besluit voor die grondlegging van die wêreld dat hy die mens sal red op grond van sy genade en nie die mens se prestasie nie. Wie hy is, nie wie ons is. Iets wat ons nooit kan doen nie. Ek sluit af. Ek wonder of ons mooi verstaan met wie ons te doen het in die persoon en in die karakter van God. Regtig, ek wonder dikwels daaroor. Ek wonder of ons besef hoe werklik nederig hy is, en hoe genadig hy werklik is, en hoe vrygewig hy is met sy genade, en hoe graag hy elke mens wil vergewe en red, en hoe goed hy verstaan dat ons hulpeloos is. Ons kan nie onsself red nie, en hy weet dit. Dat hy werklik verstaan en weet dat ons niks het om na die tafel toe te bring. Ons, in ons sonde en hoogmoed en vrees, kompliseer dinge en dan bou ons godsdienst, soos die skrifgeleerdes van Nasaret, want onverdiende genade vir regtig slegte mense maak nie vir ons sin nie, en is ook nie glamorous genoeg nie, want ek kan nie presteer en aan myself kyk en myself op die skouer klop nie. Iemand het eendag gesê, ons as moderne mense sien God meestal nie raak nie, omdat ons nie laag genoeg soek nie. Dink bietjie mooi oor daai woorde. Ons mis hom, want ons soek nie laag genoeg nie. Ons soek hom in glamorous godsdienstige stelsels, vreeslike goeders. En hier kom hy in die Ou Testament en hy gee lewe aan 'n weduwee wat hom nie eens geken het nie. En hy sê vir Naaman, doop jou net 7 keer in die Jordaan. Geen probleem as jy in my glo en jy gaan in daai afgodstempel en ek sien jou hart, no problem. God gaan sy volk seën en verheerlik, nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat hy genadig is. Hy wil ons red en genees, sondegevangenisse oopmaak en ons oprig, nie omdat een van ons dit ooit kan verdien nie, maar omdat hy genadig is, en hy raak besig met arm weduwees, en melaatses, en werklike siekes, en gevangenisse, en misdadigers, en hoere, en prostituie, en dwelmverslaafdes, en sondaars, die wat laag genoeg soek, na sy onverdiende genade. En dis hoekom ons Heiland gesê het vir die Fariseërs, die hoere en die tollenaars gaan julle voor in die koninkryk van God in. Kan ek jou ter afsluiting net weer 'n paar vrae vra? Ken jy en ek werklik hierdie dierbare persoon wat ons wil red? Ken ons regtig sy karakter? Sy onverdiende genade? Want as ons dit doen, en ons leer hom ken soos hy werklik is, sal ons net meer en meer en meer van hom wil hê. Vertrou jy hom regtig al? 2000 jaar gelede in daardie sinagoge het sy eie mense hom heeltemal gemis. Moenie hom vandag mis nie. Die pyn wat hulle as 'n volk deurgegaan het die afgelope 2000 jaar omdat hulle hom verwerp het, kan geen mens begin om te beskryf nie.
Luister weer na hierdie woorde. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Nie omdat jy dit verdien nie, nie omdat ek goed genoeg is nie, nie omdat ons hom ooit kan beïndruk nie, net omdat hy so 'n genadige God is. Maar wees gewaarsku, ons is in die tyd van sy genade. 'n Deur wat hy oopgemaak het vir die mensdom wat rofweg 2000 jaar lank is. Maar as daardie deur toegaan, gaan jy voor hom staan as jou regter. Hy het nie 'n keuse nie, hy moet sonder straf. Kom ons bid saam. Here, ons kan nie hierdie kant van die graf begin om u genade te verstaan nie. Wie u is, u karakter, u persoon, die sagtheid van u hart. Hoe goed u verstaan dat ons onsself nie kan help nie, Here. Sal u vanmôre vir ons help, elkeen wat vanmôre miskien 'n behoefte het, of wat nog bietjie ver van u af staan, omdat hulle dalk bang is vir u, of voel ek is nie goed genoeg nie. Here, niemand van ons kan ooit goed genoeg wees nie. Ek bid dat u daardie persoon sal trek en vasdruk teen u bors, en dat u self daardie persoon se lewe sal begin genees, en hulle sal leer en onderrig en vul met u Gees. As iemand later na hierdie boodskap luister, o Here, trek hulle met koorde van liefde. Terwyl u genade deur oop is, Here, trek ons. Dankie vir u onverdiende genade. In Jesus se naam.